Welkom by Ouma Martie se kombuis. Vandag wys ek vir julle om peri-peri hoenderlewertjies te maak. Voor ek verder gaan en vir julle beduie wat ek gaan doen, wil ek net sê, as jy nie van die Engelse onderskrifte hou nie, klik net op jou skerm knoppie wat sê CC. Klik net daarop en dan kan jy dit afsit, die onderskrifte afsit, of as jy dit wil hê, kan jy net daarop klik en dit bysit. Op 'n groot televisie kan dit ook afgesit word. En dan kyk ons by die kommentare wat ons kry. Mense van reg oor die wêreld los vir ons boodskappe. Ons sal baie graag wil weet van waar in Suid-Afrika of van waar in die wêreld jy ons video's kyk. Ek het 500 gram hoenderlewertjies. Ek het dit afgespoel en ek het die seninkie wat die twee lobbe aan mekaar verbind, het ek uitgesny. So die hoenderlewertjies is skoon gemaak. Ek het 1 ei fyn gekap. Ek het 25 ml bakmargarine, 25 ml brandewyn, 25 ml olie. Saam met die 500 gram hoenderlewertjies het ek 'n half teelepeltjie swart peper, 2.5 ml. Ek het 7.5 ml sout, so 1,5 teelepel. Dan het ek 'n koppie room. Ek het 25 ml sampioenroom sop en ek het 'n half koppie, 125 ml peri-peri sous. Ons het Sparsin gekoop, maar daar's so verskeidenheid op die mark van baie warm tot medium tot net gewone peri-peri. Ek weet nie eintlik of daar verskil is nie. Ek sit my olie en my margarine in my pan, gooi my eie by en ek braai dit tot dit gaar is. Dan sit ek my hoenderlewertjies daarby en as dit begin braai, dan gooi ek my brandewyn, my sout en my peper in. Dit moet op 'n redelike vinnige hitte braai. As die hoenderlewertjies gaar is, dan meng ek my sampioen roomsoppoeier met my room. Dan gooi ek dit in en my peri-peri sous. Bring dit tot kookpunt en dan is my hoenderlewertjies reg om te bedien. Ek gaan dit net bedien met roosterbroodjies wat bietjie margarine opgesmeer is. Dis 'n vreeslike lekker dingetjie om te bedien as 'n voorgereg, as jy vir die mense so 2-3 hoekbroodjies gee in 'n bordjie met 'n skeppie van jou hoenderlewertjie met die sousie by. Ek gaan begin deur my olie en my margarine in die pan te gooi. Smelt net my margarine. Jy kan enige tyd hier regte botter, as dit alles wat jy gebruik of waarvan jy hou, kan jy dit gebruik. Ons koop glad nie botter nie. Ek persoonlik hou glad nie van die smaak van regte botter nie. En natuurlik in die olie se plek is jy welkom om varkvet te gebruik, as jy het. Gooi my eie by en laat dit begin braai. Ek gaan so lank my sampioen roomsop by my room ingooi en dit net deurwerk dat al die klonte uitgaan. Ek het nou net onthou, ek wou knoffel hier insit en ek het dit nie genoem nie. Ek gaan net 'n lepeltjie, hierdie is myself ingelegde knoffel. Ek gaan net so 'n teelepeltjie van dit bysit. Julle sal in my ander resepte sien, ek is nie baie lief om knoffel te gebruik nie, maar ek dink 'n teelepeltjie sal 'n groot verskil in hierdie smaak maak.
vandat ek die knoffel ingegooi het, dit is so verskriklike heerlike aroma wat hier uit die pan uit opkom. My eie is reg. Ek gaan my lewertjies ingooi. Soos julle kan sien het ek my lewertjies bietjie kleiner gesny. Ek gaan my 25 ml brandewyn oorgooi. My swart peper en my sout. Ek gaan eers nie al die sout ingooi nie. Dalk is dit bietjie te baie. Ons hou baie van sout, maar ek gaan eers proe hoe dit smaak. Vinnige hitte om jou lewer te bak. Anders gaan hy dalk heeltemal fyn kook, fyn blus. Aan ons maak dit glad nie saak as die lewer stikkender of fyner raak nie. Dit is vir ons om ewe. As jy van groot stukkies lewer hou, kan jy dit net so, as jy die vliesie uitgesny het, net so groot braai. Ek gaan my piri-piri sous ingooi. En my room met my sampioenpoeier klaar ingemeng. Dit kook klaar, so as die room nou begin kook, sit ek hom af en dan is hulle reg om voor te sit. Ek gaan nie nog sout bygooi nie. Ek het omtrent van die sout 'n teelepeltjie 5 ml gebruik. As hy so begin kook, is hy reg, dan kan jy jou stoof afsit en dan moet jy dit so gou as moontlik gebruik. As dit koud word, is hulle net so lekker, maar so warm is dit op hulle lekkerste. Dis hy. Die sous is mooi dik. Julle kan sien. En hulle is klaar. Ek gaan dit vanaand net voorsit saam met 'n geroosterde broodjie. Dis al.